Dierbaar is ons skriflesing vanmôre is opgeteken in 2 Konings 2. Elia word in die hemel opgeneem. Ek gaan vir julle 'n paar verse lees. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. U kan gaan lees. In die stille tyd kan u gaan lees. Elia word in die hemel opgeneem. Ek wil vanmôre my boodskap wil ek vanmôre 'n titel gee. Tel jou mantel op. Tel jou mantel op. Elia word in die hemel opgeneem. Die tyd het aangebreek dat die Here vir Elia in 'n stormwind na die hemel toe sou opneem. Elia en Elisa was op pad om van Gilgal af. Elia sê toe vir Elisa: "Bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe." Maar Elisa antwoord hom: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie." Hulle het toe saam na Bethel toe gegaan. 'n Groep profete uit Bethel het na Elisa toe gekom en vir hom gevra: "Het jy geweet dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem?" En Elisa antwoord: "Natuurlik weet ek dit." En hy bly stil. Toe sê Elia vir Elisa: "Bly hier, want die Here stuur my na Jericho toe." Ek wil vir julle lees vers 8. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het weerskante toe verdeel, sodat die twee droogvoets deur die rivier kon gaan. Toe hulle oor kan kom, sê Elia vir Elisa: "Wat kan ek vir jou doen voordat ek van jou af weggeneem word?" Ek gaan herhaal: "Wat kan ek vir jou doen voordat ek van jou af weggeneem word?" En Elisa antwoord: "Laat my asseblief 'n dubbele erfgenaamsdeel van u gees ontvang." Ja. Antwoord Elisa. En Elia sê vir hom: "Jy vra my 'n moeilike saak. As jy sien hoe ek van jou af weggeneem word, sal jy dit ontvang. As jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie." Ek wil vir julle lees vers 12. Toe Elisa hom nie meer kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in twee geskeur. Maar Elia se mantel het afgeval en Elisa het dit opgetel. Toe gaan hy terug en gaan staan by die wal van die Jordaanrivier. Hy het Elia se mantel wat afgeval het gevat, daarmee op die water geslaan en uitgeroep: "Waar is die Here, die God van Elia?" Ja, hy. Toe hy die water slaan, het dit weerskante toe verdeel, sodat hy kon deurgaan. Vers 15. Die groep profete van Jericho het oorkant gestaan en gesien wat gebeur het. Hulle sê toe: "Elisa is Elia se opvolger." Beloved, ek sit by die huis en ek dink, 'n mantel. 'n mantel is mos iets waarmee 'n mens jouself toemaak. Ja. En ek dink, hierdie God wat ons dien, hy wil ons mos dag vir dag net toemaak. Amen. Amen. Maar hy wil ons toemaak met 'n goddelike mantel. Nie met enige mantel nie. Ek sit vanmôre vroeg, 5 sit ek reg op en ek dink, as jy mens kyk in 'n hof, 'n regter, hy dra 'n mantel. En hierdie mantel gee hom so baie krag en autoriteit, dat hy kan doen wat hy wil doen. Dat hy kan uitsprake lewer soos hy wil. En niemand kan dit verander nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, hierdie mantel wat Elisa opgetel het, dit was 'n goddelike mantel. Hy het iets begeer. Ek wil vanmôre vir u sê, ek het baie mentors.
ook 'n mens, ek het begeertes. Maar ons moet by die punt kom, beloved, ons moet by die punt kom, dat ons begeertes aan God bekend maak. Elisa het sy begeertes bekend gemaak aan Elia. En hy sê, gee my 'n dubbele porsie van die erfgenaamsdeel. Met ander woorde, gee vir my 'n dubbele deel van die salwing. Van Elisa het saam met Elia gewandel en hy het gesien die krag en die wonderwerke wat Elia kon doen in Jesus naam. Omdat hy gekleed was met 'n mantel. Beloved, ek besef Jakob het geworstel met God en met die engel van God. Hy het so geworstel dat sy heupbeen gebreek was. Nou ek en u worstel daagliks, maar ek wil vanmôre vir u sê en bemoedig, dis nie nodig dat ons moet worstel as ons hierdie mantel optel nie. Tel hierdie mantel op, want in hierdie mantel, daar is krag, daar is genesing. Die salwing van God is in hierdie mantel. Ons het vanmôre gesien, ons het weer ervaar die krag van die Here. En ons sê dankie vir die Here, ek wil eintlik die Here prys gee vir sy teenwoordigheid in hierdie huis en die krag van die Here in hierdie huis. Jakob het geworstel. Heel nag het hy geworstel. En hy het ook gesê, Here, hy het 'n begeerte gehad, man. Hy het gesê, Here, ek gaan u nie los nie, alvorens u my nie seën nie. En dit ek dink dit is dieselfde begeerte wat Elisa gehad het. Elisa sê, ek gaan jou nie los nie, voor jy my nie seën nie. Gee my 'n dubbele porsie. Ek wil vanmôre vir u sê, ek kyk in hierdie hoofstuk en ek sien daar was hom 3 keer gevra. 3 keer gesê, nee, maar jy kan nie saamgaan nie. Ek wil vanmôre vir u sê, u het te ver gekom om nou hier om te draai. Ek het te ver gekom om nou hier om te draai. Dit laat my dink, beloved, dit laat my dink aan Naomi en Rut. Daar die 2 skoondogters het geweet. Hulle het geweet die mantel wat Naomi dra, so goddelike mantel, en hulle gaan haar nie los nie. As ons in daardie hoofstukke gaan kyk, kan ons sien hoe God Rut geseën het. Hoe God haar geseën het met baie. Ek wil vanmôre vir u sê, as u vanmôre worstel, daai worstel is ten goeie. Daai worstel is ten goeie. Worstel van God wil u seën. Amen. Beloved, ons raak te bedrywig met dinge rondom ons. En ons vergeet dit is dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob. Wat sy asem op sy gees in ons geblaas het. Toe hy ons gevorm het, was dit hierdie gees wat ons kom nuut maak het. Beloved, toe ons ontmoeting met Jesus Christus het, die eerste keer. Toe het alles verander, want hy maak alles nuut. Die woord sê net ontmoeting met Jesus Christus en jou lewe is nooit meer dieselfde nie. Ek wil vanmôre vir u sê, u is 'n salwingdraer. U het besluit, net die feit dat u vanmôre hier sit, u het besluit om die mantel op te tel en u is 'n salwingdraer van die Here. Amen. Jesus. Beloved, jy kyk na die vraag. Weet jy, jou leermeester gaan vandag van jou af weggeneem word. Daar word so baie van ons af weggeneem. Daar word so baie, ons verloor so baie. Dit laat my dink aan Job. Alles word van Job af weggevat. Maar Romeine 8 kom en hy sê niks moet my skei van die liefde van Jesus. Ek dink ons het vanoggend gesing hierso. Nothing must separate us from the love of God. Jesus. Die vraag is, beloved, wat van ons, ek wil vanmôre vir u sê, wat van u af weggeneem word? U het 'n mantel opgetel. U het die autoriteit om in te gaan in die enemy se kamp, in die vyand se kamp, en terug te gaan vat wat hy van u beroof het. Het sy dit nou daar die kinders wat op dwelms is, het sy dit die man is wat nie wil wegkom nie, het sy dit die finansies is. Ek wil vanmôre
Want in die salwing van die Here, in daardie mantel, as goddelike deurbraak. Die deurbraak lê in die mantel. Tel hom vanmôre op. Elia vra vir Elisa, wat kan ek vir jou doen? Die Here vra vanmôre vir ek en u dierbares. Ons het mos baie. Ons soek ons. Ons is honger. Ons is dors. Ek praat vanmôre van myself. Ek raak opgewonde man. As dit daar byeenkoms aan die Here is, ek raak opgewonde. Dan raak ek soos Dawid. Ek raak bly, want die woord sê, Dawid sê ek was bly toe ek kon opgaan na die huis van die Here. Van hy wil in die salwing wees. Hy wil wees daar waar die bad geroer word. Dit laat my dink. Hierdie man wat by die bad gelê het, van Bethesda, hy lê 38 jaar. Maar hy het nie weggegaan nie. Hy het gelê, want hy het geweet. Hy het geweet sy deurbraak is in daardie salwing. Die deurbraak is in die teenwoordigheid van die Here. In His presence there is fullness of joy. And it's the anointing that breaks the yoke. As jy vanmôre jukke dra, as jy vanmôre laste dra, dit is die salwing wat die jukke verbied. In 2 Konings 4 sien ons hierdie behoeftige weduwee. Hierdie selfde vraag word gevra. Jesus vra hierdie selfde vraag aan hierdie weduwee. Sy vra wat? Jesus vra wat kan ek vir u doen? En wat het u in die huis? Beloved, die Here vra vanmôre vir ek en u. Hy wil vir ek en u dinge doen. Maar wat het ek en u in die huis? Het ek en u vanmôre die salwing? Dit laat my dink. Ons lê, ons skit hier op die mat. Ons het ontmoetings met die Here, ons het ontmoetings in sy teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar dit eindig net hier. Ek wil vanmôre vir u sê, dit kan nie hier eindig nie. Daardie mantel en daardie salwing moet ons vat om ons gemeenskappe te gaan red, om die evangelie van God te gaan verkondig, om ons families te red. Ons kan nie manteldraer wees en 'n salwingdraer wees, maar jy kan nie 'n vuur met jou olie aan die brand steek nie. Hierdie weduwee sy het 'n klein ou erdekannetjie gehad met olie. Dit was min. Dit was haar laaste. Maar ek wil vanmôre vir u sê, by die Here is u min baie. Amen. By die Here is u min baie. Ek wil vanmôre vir u sê, Here. take the little you have and place it in the Master's hand, and your little will become much. Mighty God. Ek besef hierdie vrou, sy het nie eens haar flesie oop gedraai nie, man. Sy het hom oop gebreek. Sy het alself oop gebreek voor die Here. En die Bybel sê, en die aroma van die olie het die hele plek gevul. Ek wil vir u sê, as jy kom onder die salwing van die Here, Kraaifontein gaan gevul word. Die huis gaan gevul word. Here. Maar daardie olie, daardie salwing wat op die lewe rus, moet aan jou geliefdes bekend gemaak word. Daardie vrou, sy het min gehad, maar sy het haarself oopgebreek voor die Here, sodat God kon ingang vind. Ek besef Elisa skeer sy klere. Is ek en u bereid vanmôre om onsself oop te skeer vir die Here? Jesus Christus was oopgeskeer op die kruis. Amen. Vir my en vir u oortredinge. Here. En was dit nie vir die kruis nie? Waar sou ons vanmôre gewees het? Jesus. Mighty God. God wil hê ons moet daardie klein bietjie geloof vat en ons vertroue in hom plaas. God wil hê ons moet onsself uitgiet voor hom. Ons moet onsself leeg maak sodat hy ons kan vul. Sodat hy ons kan vul met sy salwing. As ons uitgaan in die gemeenskap, beloved, ons kan niks doen
doen sonder die salwing nie. Ja. Ons kan niks doen sonder die Heilige Gees nie. Ons kan nie beweeg Ja. sonder die Heilige Gees nie. Moses sê, Here, as jy nie saam met my gaan nie, Ja. dan gaan ek nie. Ek deel ons, ja. En dis dieselfde Here wat sy Gees in ons geblaas het. Ek besef God maak Elisa 'n seëning sodat hy anders kon seën. Almal rondom hierdie weduwee het onder die salwing en die krag van God gekom. Ek kyk na die ander weduwee ook. Die regering, ek gaan dit noem so noem. Die regering was besig op die skuldeisers was besig om haar 2 seuns van haar af te wil wegvat. Ja. En die man van God, Elia, kom in haar huis. En hy vra ook vir haar, wat het u? Ja. Wat het u? En sy het hierdie bietjie olie. Weereens, sy het 'n klein bietjie salwing op haar lewe gehad. Ja. Ek wil vanmôre vir u sê, al is daar net 'n bietjie, daardie bietjie kan 'n veldbrand veroorsaak. Ja. Daardie bietjie kan u neighbor red. Ja. Daardie bietjie kan u kind red. Ja. Daardie bietjie kan u man red. Ja. Daardie bietjie kan die omstandighede verander. Ja. Ja, Here. Ek wil vanmôre sê, giet vanmôre daardie olie uit. Vat vanmôre geloof. Want sonder geloof kan ons nie God behaag nie. Ja. Vat vanmôre geloof. Hierdie vrou, daardie olie, ek besef, ek lees nou daar en ek besef, hierdie olie kan verkoop gewees het om haar skuld te betaal. Maar sy vat hierdie olie en sy besluit, nee, ek gaan Jesus se voete salf. Ek gaan Jesus se voete salf. Sy kies om in die teenwoordigheid van Jesus te wees. Want sy het, ek dink met daardie oomblik het sy besef, daar is voorsiening. Daar is voorsiening in die salwing. Ja. Dit laat my dink toe Elia vlug. Toe hy vlug vir Jezebel. Ja. En hy beland, hy vlug die woestyn in. Hy gaan lê onder 'n besembos, beloved. Ek dink op daardie oomblik was 'n klip sy kussing. En hy gaan lê en hy's honger. Ja, kraai. En hy's dors. En die Here stuur 'n kraai om hom te voed. Daar is voorsiening. Daar is voorsiening as jy 'n salwing is. Prys hom. Hierdie vrou kon daardie olie vat. Hy het gesê, die man van die Here sê, "Maar bring nog kanne. Het jy nog kanne?" Sy gaan leen kanne. Ja. Ek wil vir u sê, sy het 'n oorvloed gehad. Daai bietjie wat sy gehad het, het in die teenwoordigheid van die Here so baie kom word, dat haar gemeenskap en die bure rondom haar kon ook onder hierdie salwing kom en kon gered word. Amen. Ek wil vanmôre vir u vra, wat het jy in die huis? Wat het jy in jou hart? Dit laat my dink, koning Saul, hy verbeur sy kanse. En die Here roep Dawid op, 'n doodgewone mannetjie, Ja. 'n ou veewagter, Ja. roep die Here op. En hy word gesalf. Horings was vol olie gemaak. Ja. En hy was gesalf. Maar hy moes 20 jaar wag. Ja. Sê die Bybel, voordat hy die troon kon betree. Exactly, ja. Ek en u moet wag. Ja. Want die wat op die Here wag, Van die wat kry nuwe krag. Amen. Terwyl jy wag, beweeg met jou salwing, dierbares. Amen. Terwyl jy wag, hardloop met jou mantel. Ja. Ja, Here. Nou beloved, ek besef begeertes van ons hart is nie net wat ons wil hê nie, maar waarom ons dit wil hê. Die begeertes van jou hart kan ook onthul wie jy is Dis waar. en wat jy op pad is. Ja. Ek wil vanmôre vir u sê, gesalfdes, manteldraers van die Here, u moet
integriteit het. U moet 'n visie hê en u moet ingestel wees as 'n salwingdraer. Ja. Van die oog van die wêreld is op u. Van u met u lamp moet lig maak. Ja. En u moet 'n lig wees by hierdie wêreld. Jesus. Kyk hoe ingesteld was Jesus in Lukas 5 vers 16. Jesus vind hom in verlate plekke om te bid. Baie male in die berg, in die tuine soos in die tuin van Getsemane. Jesus beveel sy disippels aan om net hier onder te wag terwyl hy opgaan en te gaan bid. Die Bybel sê hulle raak aan die slaap. Ek wil vanmôre vir u sê, salwingdraer, waak en bid. Ja. Waak en bid. Jesus was, in Lukas 4 sien ons, Jesus was vol van die Gees. Met ander woorde, vol van die salwing. Vers 14 sê, vol van die vuurkrag van die Heilige Gees, het hy teruggekeer na Galilea en wonders gaan doen. Beloved, u het authority om wonders te kan doen, man. U het die autoriteit om wonders in die huis te kan doen. Maar, maak die salwing, laat die wêreld sien, u is 'n salwingdraer. Moet u nie skaam by die evangelie nie. Ja. Want dit is hierdie evangelie wat u kom red het. En wat my kom red het. Daarom ek sal my nooit skaam by hierdie evangelie nie, want dit was tot redding van my siel. Amen. Ek wil vir u sê, toe Paulus en Silas in gevangenis was, Ja, Here. hulle was gesaltes om middernag, besluit hulle gaan die Here prys, hulle gaan die Here loof, en die kettinge het afgeval. Ek wil vanmôre sê, as u salwingdraer die Here prys, die Here loof, en u bly in aanbidding, kettinge gaan losval. Amen. Kettinge gaan breek. Die laste sal verdwyn. Dit sal wegbrand. Van die olie wat u dra, is nie sommer 'n gewone olie nie. Ja. Dit is die salwing van God. Die mantel wat u dra, is nie 'n gewone mantel nie. Dit is nie 'n mantel van 'n regter nie. Dit is nie 'n mantel wat hulle oor jou gooi as jy matriek slaag of as jy 'n graad kry nie. Dit is die mantel van die Here. Amen. Dit is die mantel wat krag dra. Dit is die mantel wat deurbraak bring. In Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Ja. Ek wil vanmôre vir u sê, ek kyk na hierdie prentjie vanoggend. Maar as ek en u nie opstaan en uitgaan met daardie salwing en dan gaan getuie gaan wees nie, dan is dit heeltemal 'n ander storie. Ja. Ek wil u vanmôre net vlugtig iets vertel. In 2013 lê ek by die huis. Ek is uitgeteer, man. Ek weeg 59 van 73 kilos af. Ek lê in 'n ouderling stap daarin. Ek sal nooit vergeet, hy stap die oggend stap hy daarin. En hy sê vir my, op daardie tyd, ek was nog die diaken. Hy sê vir my, die diaken vanoggend, die Here het my gestuur, man. Vanoggend gaan ek iets anders kom doen. Ja. En ek vra jou, wat wil jy nou doen? Hy sê vir my, sit regop. Ek is swak. Hy sê vir my, sit regop. Hy vra my vrou 'n lepel en ek dink, wat gaan hierdie man nou met 'n lepel vanoggend maak? En hy haal sy olie uit. Ja, Here. En hy sit daardie olie op 'n lepel. En hy sê vir my, maak jou mond oop. Ja. Maak jou mond oop. Amen. En ek sluk daardie olie, ek wil vir u sê, van daardie dag af was my lewe nooit meer dieselfde. Amen. Ek is hospitaal toe, ek is hospitaal uit. Tot vandag toe, ek het nog nooit 'n terugslag gehad. Amen. Ek wil u vanmôre bemoedig, dat die salwing wat die Here vergeet. Hey. Daar is wonderwerke in die salwing. Ja, Here. My God kan alles doen. Amen. My God kan alles doen. Jesus. Mighty God. In Matteus 17 vers 21 sien ons hoe die disippels van Jesus Christus nie 'n demoon kon uitdryf nie. Ek lees daar en ek dink, Here, hulle was aan Jesus se opvolgers. Wat het dan met fout gegaan met hulle? En ek besef, iets het ontbreek, en dit was die salwing. Hulle het nie die salwing gehad nie, hulle het nie genoeg krag gehad nie. Ja.
Ek wil vir u sê, u kan alles doen. U kan alles doen, maar deur die krag. Ja. Deur die Amen. krag. En in die krag van Jesus Christus en in die krag van die opstanding. Ja. Johannes 14 vers 12 sê, wie in my glo sal ook die dinge kan doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge doen as dit. Sameldraers moet geloof hê. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag Ja, gee. ja. Amen. Beloved, u is tot alles in staat. Yes, Lord. Sameldraer, u moet nie uself onderskat. Ja. Moenie skroom om maar buite te gaan en die woord van die Here bekend te gaan maak nie. Ja. U is tot alles in staat, want groter is hy wat in u is as die wat in die wêreld is. Amen. Manteldraers gesaldes. Ek wil vanmôre u bemoedig. Dis 'n paar belangrike punte wat ek opgetel het. As 'n salwingdraer en 'n gesalde moet u ook nie bang wees en skroom om in tale te praat nie en te bid nie. Want 1 Korintiërs 14 vers 4 leer vir my, hy wat in tale spreek, hy stig homself. Ja. Spreek in tale, want dit stig jouself. Ja. Die vyand weet nie wat jy praat nie. Ja. Die vyand word heeltemal om die bos gelei. He's confused. As jy tot God bid, die God van Amen. Abraham, Isak en Jakob, Amen. en jy bid in tale, Ja. dan is hy heeltemal van stryd af. Ja, Hy weet nie amen. wat te kan doen nie. Hy Dan is hy nie deel van die dagse planne nie. Hy was nog nooit deel nie. 1 Korintiërs 14, Mighty God. hy wat in tale spreek, stig homself. Jesus. Judas 1 vers 20. Geliefdes, julle moet julself opbou op die allerheiligste geloof Ja. en in die Heilige Gees bid. But ja. As ons bid, beloved, ek wil vanmôre u bemoedig en sê, Here, breek die vlees af. Ja. Here, brand die vlees weg. Ja. Want ons moet dien, by die punt kom waar ons God dien, in gees en in waarheid. Ja. In gees en in waarheid. Be driven and moved only by the Holy Spirit. God se woord is dus lewend en kragtig. Geestelike krag kan net deur ons vloei as ons God se woord verstaan. Ek wil vanmôre sê die woord van die Here is 'n lamp vir ons voete en 'n lig op ons pad. Ja. Die woord van die Here kan ons snoei en dit kan vir ons opbouend wees. Geliefdes, beloved psalmdraers. Jesaja 57. Die psalm groei onder die atmosfeer van nederiges. Ja. Ek wil vanmôre sê trots. Ah. As jy vanmôre te trots is. That's Ek right. wil vir u vanmôre sê jy gaan die bus mis. Ja. Jy het Ja. nie 'n ticket nie. Ja. Jy het nie 'n ticket nie. Ja. Want die woord van die Here leer vir ons, humble yourself Ja. by the side of the Lord, Ja. and He will lift you up. Ja. Dis die waarheid. God woon in die hoogte, in die heilige plek. Jesaja 47, in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, Ja. om te laat herleef. Ja. Ek wil vir u sê, daar is restoration, man, in die salwing. Ja. Daar is healing in die salwing. God wil u laat herlewe. Ja. Daar buite in die strate. God wil hê u moet lewe. Hy sê ek het gekom om lewe te gee Lewe in en lewe in oorvloed. Amen. Anointing comes with appointing. Ja. U is uitgekies. Ek wil vanmôre vir u sê, u is uitgekies. Ek en u is uitgekies nie om banke te polies nie. Ja. Om in die kerk te sit, dit is banke polies. Ja. U is uitgekies. Omdat daar siele, hongersiele daar buite is. Ja. Wat nie weet van die salwing nie. Wat nie weet van die krag van God nie. Ons moet dit bekend gaan maak aan hulle. Ja, Here. Dit is hoekom ons uitgekies is. En wat vanmôre sê, live your vision. Live your vision. And Jesus will bring provision. He will bring provision. Ongeag wat die omstandighede is. Ja, Here. Ongeag wat die situasie vanmôre is. Wees 'n salwingdraer met integriteit.
Leef die visies van God. Niks van jouself nie. En hy gaan vir u voorsien. Soos hy Elia voorsien het in die woestyn. Nou dierbaar as ek besef, om hierdie mantel te dra, is soms nie maklik nie. Ons wil te maklik hierdie mantel optel. En ons dink dan nie eens, hoe gaan ons dit dra nie? Met hierdie mantel kom ook verantwoordelikheid. Ek wil vanmôre vir u sê, ons moet trots een kant sit. As ons salwing dra van die Here wil wees. Ons moet ons oopskeer vir die Here, sodat hy ons kan herstel. Ons moet die oë van ons harte oopmaak. Open the eyes of my heart, Lord, so that I can see. Sodat ons kan sien wat God se plan met ons is. Jakob het heel nag geworstel. Hy het nie geweet wat God se plan met hom is nie. Maar toe God hom seën, toe God Elisa seën, jy kan gaan lees in hierdie hoofstuk, net die hoofstuk nadat kan jy sien, Elisa doen 'n wonderwerk. Daar's water wat nie gedrink kon word nie. Maar omdat God Elisa geseën het met hierdie salwing, daardie dubbele porsie. Vat die dubbele porsie. U gaan 'n verskil maak in die gemeenskap. U gaan 'n verskil maak. As 'n salwingdraer instap, wil ek vir u sê, dan het die atmosfeer nie keuse nie, as om te verander. Ja. U moet die atmosfeer verander. Ongeag wat dit is, in die werksplek, in die skool, oral waar u beweeg, as 'n salwingdraer, moet u die atmosfeer verander. Jesus. Ons kan nie 'n mantel aantrek as ons nie die vleeslike dinge kan aflê nie. Soms raak hierdie mantel swaar. Lukas 7:36. 'n sondige vrou. Hierdie vrou wat oopgebreek het. Hierdie vrou wat hierdie klein flesie oopgebreek het. Hierdie vrou wat haarself oopgemaak het, was 'n sondige vrou. Maar ek wil vanmôre vir u sê, Jesus is nie 'n aannemer van persoon nie. Ja. Ja. Johannes 11:2. Ons sien hier so Maria, Lazarus se suster, giet olie op Jesus se voete uit en droog dit af met haar hare. En daardie oomblik, met daardie ontmoeting met Jesus, Lazarus was siek. Maar omdat haar olie betrokke was, omdat die salwing betrokke was, sê Jesus vir haar, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Ja. Ek wil vanmôre vir u sê, daardie siekte wat u dra, is nie tot die dood toe nie, want u is 'n salwingdraer. Ja. Die salwing bring deurbraak, verlossing, genesing en bevryding. Psalm 107:9. Want hy het 'n dorstige siel versadig en die hongere siel met die goeie vervul, met antwoorde met die Heilige Gees. As jy vanmôre honger en dors het, Ja. as jy vanmôre begeerte het, ek wil vanmôre vir u kom sê, ek wil vanmôre vir u sê en bemoedig. Kom drink. Ja, vir die lewe. Kom drink by die fontein, die lewende water. Amen. Ek wil vir u sê, strome van lewende water sal uit die binneste vloei. Ja. Strome van lewende water het uit Elisa se binneste uitgevloei. Die lewe sal nooit meer dieselfde wees nie. Sonder die salwing en die Heilige Gees kan ons nie beweeg nie. Kom ons kyk in 1 Samuel 16. Saul probeer sy kanse. God sien Dawid se hart, 'n veewagter. Ek wil vanmôre vir u sê, God kyk nie net hier nie. God kyk dieper. God kyk dieper as wat ons kan dink. God kyk in die hart. Ja. God kyk na die seer. God kyk na die hartseer. Hy is die pottebakker. Ons is klei. Ja. Laat toe dat God se wil in ons lewens geskied. Hy wat sy asem in ons geblaas het, hy is in staat om dit wat hy begin het, Ja. te voltooi. Amen. In Psalm 23 sê ons, Dawid sê, Here, U maak my hoof vet met olie. Ja. My beker loop oor. Ja. Ek wil vanmôre bemoedig en sê, Dawid was op daardie oomblik, het Dawid besef sy wysheid, sy insig, sy voorsiening,
sy verlossing, sy krag, sy deurbraak is net in die Here. Maak jouself oop. You are a vessel. God want to fill you this today with His anointing. Kom ons trek vanmôre ons bekers uit na God en sê, Here, vul ons. Maak ons hoofde vet met olie. Kom ons trek vanmôre ons gedagtes hemelwaarts. Kom ons begeer nie môre die dinge van môre nie die dinge in hierdie wêreld nie. Kom ons maak nie skatte by mekaar. Op aarde waar mot en roes dit kan verniel nie, ons het vanmôre gehoor. Maak vir U 'n skat by mekaar. Tel vanmôre 'n mantel op. Wat salwing dra, wat krag dra. Ek wil vanmôre vir U sê, waar U beweeg, die atmosfeer kan verander. Ek wil vanmôre vir U sê, moenie omdraai nie. Moenie omdraai nie. Hou net aan. Daar's 'n lied wat sê, hou net aan. Ek het te ver gekom om nou hier om te draai. As die salwingdraad instap, moet die juke verbreek. It's the anointing that breaks the yoke. Beloved, ons lewe in die eindtyd. Ek wil vanmôre U bemoedig en sê, Jesus se koms is op hande. Maak jou lamp vol olie. Dit laat my dink aan hierdie 10 maagde, die 5 dwaases, en die 5 verstandiges. Die verstandiges het ekstra olie saamgevat. Die bruidegom is op pad. Gaan die Here, ek kan nie aan die slaap kom kry, in donkerte, met 'n lamp wat nie eens brand nie. Ek wil vanmôre vir U sê, moet nie U salwing verloor nie. Vra vir meer, Here, meer van U, en minder van myself. Meer krag, Here, groter salwing, 'n dubbele porsie. Dit moet my en U se begeertes wees. Ekstra olie is belangrik. Ek wil ook vir U sê, waak en bid. Waak en bid. Die kerk van die Here het aan die slaap kom raak. Die kerk van die Here het aan die slaap kom raak. Ons bid, ons rejoice, ons sing net hier. Môreoggend, ons hoor altyd pastor noem dit ook baie, ek sal dit op môre noem. Môreoggend is ons weer terug by ons ou mantel. Die mantel van die wêreld. Wat vir ons niks kan doen, dat is niks. As 'n uitgedroogde mantel. Ek wil vanmôre vir U sê, ekstra olie is baie belangrik. Die Here sê, Jesus sê in Openbaring 22 vers 12, kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, volgens sy werk. Dierbares, ek besef, geloof is ook 'n keuse. Elisa het 'n keuse gemaak. Dawid het 'n keuse gemaak. Hierdie weduwees met die olie, met die erdekannetjies, het 'n keuse gemaak. Daar was 'n Judas betrokke by die een vrou, by die een voorval. En hy sê, maar jy kan die olie verkoop vir meer geld. Ek wil vir jy sê, daar sal altyd 'n Judas in die lewe wees. Kom na Jesus toe. Kom na Jesus toe. Die bietjie wat U het, gaan vir die baie word. Ons kyk na Job. Job se einde was beter as sy begin. Ten spyte wat hy verloor het. Ek wil vanmôre U bemoedig en sê, U einde kan beter wees as U begin. Amen. Want hy wat die goeie werk in U begin het, hy wil dit voltooi. Is U vanmôre gereed om 'n keuse te maak? Wil U vanmôre 'n salwingdraer wees? Wil U vanmôre U mantel optel? Ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak. Terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is, wil ek vanmôre U uitnooi na die altaar van die Here. Maak 'n keuse vanmôre.
keuse. Geloof is 'n keuse. 'n Bokser, ek laat my dink aan 'n bokser. As hy een hou kry, hy kan besluit, gaan hy opstaan of gaan hy lê. U moet vanmôre opstaan. Staan vanmôre op. Moet u nie skaam vanmôre nie. Dit is die salwing wat die juke verbreek. U kan na vore kom as jy gebed het. As jy voel u is swak, u is vanmôre met die rug teen die muur. Kom maak vanmôre vol. Maak jouself vanmôre oop. Vergeet vanmôre van daardie trots. Trots is nie jou ticket hemel toe nie. Die begeertes van die wêreld is nie jou ticket hemel toe nie. Aardse dinge is nie jou ticket hemel toe nie. Die goddelike mantel en die salwing van die Here, dit is die kaartjie hemel toe. As jy vanmôre gebed nodig het, die elders is hier. Ons gaan vanmôre vir die bid. Ons gaan vir die môre bid. Daar's 'n koortjie wat sê hy kom in die môre om 'n nuwe krag te gee. Hy is vanmôre hier om 'n nuwe krag te gee. Mag die Here u seën.